Goeiedag graad 12's, welkom by vandag se lewenswetenskappe les wat handel oor genetika en oor erwing. My naam is Lizaan de Tooy en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Goed, hierdie les se doelwitte is as volg. Aan die einde van die les moet julle beslis die volgende kan doen. Julle moet die konsepte en oor erwing kan definieer en kan beskryf en toepas in sekere vrae. Dan gaan ons kyk na die wet van dominansie wat Mendel voorgestel het en hoe dit werk in genetika. Ons gaan ook kyk oor hoe om die formaat van 'n genetiese kruising voor te stel, sodat jy presies die punte kry wat jy moet verdien in 'n eksamen. En dan gaan ons na Mendel se wet van segregasie kyk. Ons gaan ook dan loer na tipes dominansie, onder andere volledig kodominansie en onvolledige dominansie. Kom ons kyk gou 'n bietjie na voorkennis. 'n Sel bevat 'n nukleus, beslis. Dit het jy in graad 10 reeds geleer. Binne die nukleus kry ons wat bekend staan as die kromatiennetwerk. Nou die kromatiennetwerk vorm later wanneer mitose of meiose plaasvind vir ons kromosome wat die DNA van elke lewende organisme bevat. Nou wil ek hê jy moet 'n benoemde diagram teken om die bou van 'n kromosoom te toon. Ek gee jou 2 minute. Kom ons kyk wat jy gevaar. Jy moet jou kromosoom toon met 'n sentromeer en 2 kromatiede om sy bou aan te dui. As ons nou na die terminologie gaan, eerstens 'n geen. Baie belangrik om te onthou dat 'n geen 'n segment is van DNA en nie 'n volledige DNA-string nie. So dis 'n segment van DNA in 'n kromosoom wat die kode bevat vir 'n bepaalde kenmerk. Nou, die alleel is verskillende forme van daardie geen, wat by dieselfde locus, met ander woorde plek, op homoloë kromosome aangetref word. Dan as ons praat van allele, kry ons wat ons noem dominante sowel as resessiewe allele. Dominante allele is die allele wat in die fenotipe uitgedruk word, omdat die fenotipe is hoe 'n organisme lyk. Dit word uitgedruk as dit in die heterosigooties en die homosigootiese toestand aangetref word. Daarenteen die resessiewe allele word oorskadu in die fenotipe in die heterosigotiese toestand. 'n Resessiewe alleel kan slegs uitgedruk word wanneer dit in 'n homosigotiese toestand voorkom. Heterosigoties dui aan dat ons 2 verskillende allele vir 'n bepaalde kenmerk het. So ons het 'n dominante sowel as 'n resessiewe alleel. Waar homosigoties daarenteen beteken dat die allele vir daardie kenmerk identies is. Byvoorbeeld 2 hoofletter B's of 2 kleinletter B's. Wanneer ons na kruisings gaan kyk, 'n monohybride kruising, onthou dat die woord mono 1 beteken. So 'n monohybride kruising is wanneer ons slegs 1 kenmerk of eienskap in 'n genetiese kruising toon. Volledige dominansie is wanneer 'n genetiese kruising 'n dominante alleel die uitdrukking van 'n resessiewe alleel oorskadu in die heterosigotiese toestand. In ander woorde, hy is volledig dominant oor die ander alleel. Dan kry ons onvolledige dominansie. In hierdie tipe dominansie is beide allele dominant, maar die uitdrukking daarvan is in 'n intermediêre fenotipe. So 'n heel nuwe eienskap word geskep. Nie rooi of wit word getoon nie, maar 'n mengsel daarvan, byvoorbeeld pink, word geskep. Kodominansie is dan wat ons sien in bloedgroepe byvoorbeeld, of in beeste wat wit en bruin vlekke het. So dis 'n kruising waar albei allele ook ewe sterk is in die fenotipe en albei allele word uitgedruk in die fenotipe. Hulle is kodominant. Veelvuldige allele, weer eens op toepassing van bloedgroepe, verwys dat as daar meer as 2 alternatiewe forme van 'n geen by dieselfde locus op kromosome voorkom. So nie net B en B nie, miskien A en B en dan 'n resessiewe alleel. As ons gaan kyk na karyotipe, dis die aantal, vorm en rangskikking van die kromosome in die sel van 'n somatiese sel, in die nukleus, van 'n somatiese sel. Homoloë paar kromosome is 'n stel van 1 moederlike sowel as 1 vaderlike kromosoom. Hulle het gewoonlik, mees van die tyd, dieselfde grootte en vorm en hulle dra dieselfde of soortgelyke allele.
Kom ons gaan kyk na die konsepte in genetika, die goedjies waarmee ons nou en dan deur mekaar raak, of die konsepte wat in die algemeen omgeruil word. Ons gaan kyk na kromatien teenoor kromosome. Ons gaan kyk na gene teenoor allele. Ons gaan ook loer na dominant teenoor resessiewe allele. Dan gaan ons kyk wat is die verskil tussen fenotipe en genotipe en homozigoties teenoor heterosigoties. Eerstens kom ons kyk na kromatien teenoor 'n kromosoom. Onthou dat in die nukleus van die sel is die kromatien-netwerk hierdie wolagtige netwerk wat jy in die selkern kan waarneem. Daar is nie 'n vaste vorm nie, en dit is net 'n lang draad DNS wat daarop dryf. Die kromosoom alhoewel het 'n vaste vorm. Dit is wanneer die kromatien-netwerk kondenseer en homself rangskik rondom histone om die kromosoom te vorm. Gene teenoor allele. Ons weet dat allele alternatiewe vorme van 'n geen is, en dis waar die verskil tussen die twee inkom. 'n Geen is 'n segment van DNA wat vir 'n spesifieke eienskap kodeer. Dit is die geen. Die alleel daarenteen is die alternatiewe vorm van daai geen, maar dit kom op dieselfde plek van 'n homoloë paar kromosome voor. Kyk na die illustrasie op die skerm. So daar is 'n homoloë paar kromosome, die alleel vir persblomme en die alleel vir witblomme, verskil van mekaar, maar albei is vir kleur van blom, op dieselfde plek van 'n homoloë paar. Dan as ons gaan na dominant teenoor resessief. Dominant word altyd voorgestel deur 'n hoofletter, enige dominante eienskap, omdat hy die ander een oorskadu. Dit word uitgedruk in die homozigoties of die heterosigotiese toestand. En die dominante alleel masker of onderdruk dan daai resessiewe alleel. Met ander woorde, dit word nie in die fenotipe uitgedruk nie. Dit word oorskadu deur die dominante alleel. Die resessiewe alleel daarenteen stel ons voor deur 'n klein letter. Dit word slegs uitgedruk in die homozigotiese toestand. Met ander woorde, daar moet 2 klein letters wees om hierdie eienskap voor te stel. Hieronder is 'n voorbeeld. Ons het 'n homozigoties dominante plant wat 2 hoofletter alle het. Dan is daar 2 heterosigotiese forme, maar die dominante alleel oorskadu die resessiewe een. So albei daai plante is ook lank. En dan laastens het ons die 2 resessiewe allele wat vir ons die fenotipe 'n kort plant toon. Dan fenotipe teenoor genotipe. Genotipe gaan oor die organisme se genetiese samestelling wat binne in sy DNA aangaan. So die genetiese materiaal van 'n organisme, en dit sluit al die DNA volgordes in wat kenmerke van 'n individu bepaal, sy gene. Die DNA. Daarenteen is die fenotipe wat vir jou die fisiese of sigbare eienskap van 'n individu toon. Dit word bepaal deur die genotipe. So wat ook al kombinasie gene jy het, gaan in die fenotipe uitgedruk word, wat jy kan sien. Onthou dat ons nie genotipe van organisme kan sien nie, maar dat ons wel die fenotipe kan waarneem. Homozigoties teenoor heterosigoties, ons volgende konsepte. As die allele vir 'n spesifieke eienskap dieselfde is, byvoorbeeld hoofletter of 'n klein letter, sal die organisme homozigoties wees. Homo menend dieselfde. Kom ons kyk na daai voorbeeld. Hier is 'n kromosoom met 2 hoofletter B allele. Dit maak van hierdie eienskap homozigoties. Wanneer die allele vir daai eienskap verskil, gaan die organisme heterosigoties wees. So as ons 'n hoofletter en 'n klein letter het, maak dit vir ons 'n heterosigotiese organisme. In daai kromosoom kan daar gesien word as 'n hoofletter B sowel as 'n klein letter B. Kyk gaan na die volgende aktiwiteit. Die letterpare in die onderstaande diagram verteenwoordig allele van 'n geen. 'n Aantal gene vir verskillende kenmerke word getoon. Skryf die relevante letter A tot D vir die volgende neer. So vir A moet jy sê die homozigotiese dominante toestand, vir B 2 allele van verskillende gene, vir C die homozigoties resessiewe toestand en vir D die heterosigotiese toestand. Ek gee jou 2 minute.
Ons beweeg dan aan na vraag 2. Watter term of begrip beskryf 'n paar allele wat A dieselfde of B verskillend is? Nommer 3. Skryf 'n definisie vir homoloë kromosome neer deur van die begrippe gene en allele gebruik te maak. En 4. Teken 'n paar homoloë kromosome. Benoem die kromosome met 2 stelle gene, een met 'n homozigoties dominante alleel en een met 'n homozigoties resessiewe alleel en een met heterozigotiese allele. Jy het 10 minute. Kom ons kyk na die oplossings. Vir die eerste vraag waar jy die tipes gene moes identifiseer, is dit as volg. 1B, dan A, dan C, en dan jou laaste antwoord was beide D en A. Vir die tweede vraag met dieselfde en verskillende allele, is die eerste gedeelte enige van die alternatiewe vorme van 'n geen wat op 'n spesifieke locus mag voorkom. En dan die derde een, homoloë kromosome is 2 kromosome, een van die moeder en een van die vader, wat dieselfde lengte, algehele voorkoms en gene het, alhoewel hulle allele van mekaar mag verskil. Hoe vaar jy sover? Vir die vierde een moes jy dan nou 'n paar homoloë kromosome teken. Jou punte is as volg. Jy het 'n opskrif wat sê homoloë kromosome. Jy het 'n paar gene wat homozigoties dominant is aangedui. Jy het ook heterozigotiese alleelpaar aangedui en 'n homozigoties resessiewe alleelpaar. Jou laaste punt gaan dan vir of jy die korrekte tekening gemaak het. Goed, ons beweeg dan aan. Kom ons gaan kyk na Mendel se oorerwingswette. Ons weet dat Gregor Mendel die vader van genetika is. Sy eerste wet van oorerwing gaan oor die wet van segregasie. Segregasie is 'n fancy woord vir skeiding. Elke eienskap word deur 2 gene wat op homoloë kromosome geleë is, beheer. Wanneer gamete tydens meiose vorm, skei of segregeer die 2 gene van mekaar. So 'n gameet bevat een van die 2 allele van elke ouer. Kyk na die volgende. Daar's 3 paar kromosome. As meiose plaasgevind het, het jy die volgende 4 moontlike gamete. Die gekopieerde kromosome skei en eindig op in verskillende gamete. Dan, sy tweede wet van oorerwing praat van die wet van dominansie. In ons terminologie het ons gepraat oor volledige dominansie, kodominansie. Kom ons sien wat het Mendel daaroor gesê. Hy sê dat sekere allele van 'n geen kom voor asof 'n dominante alleel of 'n resessiewe alleel. Kan een van die 2 wees. Indien die alleelpaar verskil, met ander woorde, een is dominant en een is resessief, sal die fenotipe slegs die dominante eienskap toon. Byvoorbeeld, as ek krulhare het, het ek definitief een van daai gene by my moeder of vader gekry. Krulhare is 'n dominante alleel. Dit beteken nie dat ek homozigoties is vir daai toestand nie, want my kinders het dalk almal reguit hare. Wanneer 2 homozigotiese organismes met kontrasterende, met ander woorde verskillende eienskappe kruis, sal al die nakomelinge in die F1 generasie die dominante eienskap toon. So 2 homozigoties met kontrasterende eienskappe, byvoorbeeld een met 2 hoofletter B's en een met 2 kleinletter B's. As hulle gekruis word, sal al die F1 nakomelinge die dominante eienskap hê. Dan, met Mendel se derde wet van oorerwing, dis die beginsel van onafhanklike sortering. Hierdie is maklik om te onthou, want ons het dit in meiose alreeds behandel. So as gevolg van liekrake of dan random rangskikking van kromosome, by die ewenaar tydens meiose, kan enige een van die 2 allele van 'n eienskap met enige 2 ander eienskappe sorteer. Daar is nie 'n volgorde waarvolgens hulle sorteer nie. Die allele van verskillende gene beweeg onafhanklik van mekaar na die gamete. Hulle kan dus in verskillende kombinasies in die gamete voorkom. Dis hoekom mens byvoorbeeld in nakomelinge vir 4 herhalende geslagte
kinders met blou oë sal hê en dan skielik een met bruin oë. Daar is nie 'n volgorde of 'n herhalingspatroon nie. Kom ons gaan kyk dan na monohybrid kruisings. So, hoe het Mendel hierdie wet van dominansie bewys? So dit is belangrik wanneer ons na monohybrid kruisings kyk, om met 'n paar allele in die ma en 'n ander paar in die pa te begin. Want elke individu erf 2 allele vir 'n geen, een vanaf die ma en een vanaf die pa. Hierdie paar kan identies, homozigoties, of heterosigoties allele wees. Allele word deur hoofletters voorgestel, dominante allele. Hoofletters en kleinletters resessiewe allele. Die P in jou monohybrid kruising staan dan vir die ouer generasie. Ons gebruik dit vanaf die Engels wat die parent voorstel. Die F staan vir die nakomelinge, die filiale generasie. Onthou F vir familie. Die F1 generasie is die eerste filiale geslag en F2 die tweede. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. In ons eerste kruising doen ons 'n suiwer groen ertjieplant kruising met 'n suiwer geel plantkruising. Ons bepaal dat groen die dominante alleel is of kleur is en dat geel die resessiewe kleur is. Okay. Die kruising se formaat is baie belangrik vir jou om te onthou. Hierdie is punte wat jy in 'n eksamen kan kry, 2 punte wat jy nie kry omdat jy die formaat van die kruising ken. So jy gaan begin met die P1 generasie. Fenotipe skryf jy neer hoe lyk die ma en hoe lyk die pa. Byvoorbeeld fenotipe groen ertjieplant kruis met 'n geel ertjieplant. Daarna skryf jy die genotipe neer, met ander woorde die letters, die allele van die ma en die allele van die pa. Onthou altyd dat meiose kom voor gamete in jou rympie. En dan na meiose skryf jy gamete. En hier breek jy jou gamete op in enkeles. Na dit dui jy bevrugting aan met jou kruising deur van die lyne of 'n panne-diagram te gebruik te maak. En dan dui jy aan jou F1 generasie se genotipe. Na dit skryf jy die fenotipe uit. Moet nooit hierdie gedeelte in 'n vraestel skryf nie. Dit is waarvoor ons as nasieners vir jou punte gee. Maak seker dat jy dit in die kruising wel neerskryf en aandui. Okay. So die sigbare eienskap is die fenotipe, byvoorbeeld is hy kort, blank, is hy geel of is hy groen. Dan, die genetika van die individu is die genotipe. So hier gaan jy nou die letters gebruik, soos wat ek gesê het. Is dit 2 hoofletter T's, is dit 2 hoofletter L'e, wat dit dan mag wees. Die allele skei tydens meiose om die gamete te vorm. So jy breek daai alleelpare op. En gedurende bevrugting kry die individu een alleel vanaf elke ouer. Kom ons kyk weer. Hier is nou 'n alternatiewe vorm van daai kruising, waar hier van 'n panne-diagram gebruik gemaak word. So die P1 fenotipe genotipe bly dieselfde, dan meiose en gamete. By bevrugting, in plaas van om die lyne te gebruik, trek jy dan die blokkie wat die gamete in die panne-diagram voorstel. Na dit is dit weer die F1 fenotipe. Jy hoef nie weer die F1 genotipe te skryf nie, want dit word aangedui in die panne-diagram. Onthou, as jy die P1 en F1 en meiose en bevrugting in die regte volgorde skryf, kry jy 2 punte. Tydens nasien maak ons 'n hakie met 'n punt en vir meiose en bevrugting dieselfde. So daar is jou 2 punte. Nou as ons weer na dominansie gaan. Eerstens volledige dominansie. Dis een wat ons die meeste gaan gebruik in genetika. So hier het ons 2 blomme, rooi en wit. Rooi is die dominante eienskap en wit is die resessiewe eienskap. 'n Genetiese interaksie waar een alleel van 'n geen die uitdrukking van 'n alternatiewe alleel onderdruk in die F1 heterosigoties, byvoorbeeld hoofletter B, kleinletter p, sodat die fenotipe dieselfde is as die dominante alleel. So dit maak nie saak of hierdie voorkom nie. Omdat wit die resessiewe kleur is, gaan al die blomme steeds rooi wees, solank as wat daai hoofletter R of daai alleel betrokke is. Goed, kom ons gaan loer na volledige dominansie.
Daar is 4 tipes genetiese kruisings wat ons kan doen met volledige dominansie. Die eerste tipe is as ons 'n homozigotiese individu, wat dominant is vir eienskap, kruis met 'n resessiewe homozigotiese individu. Dan tweedens kry ons heterosigoties wat ons kruis met heterosigoties. Derdens is as ons homozigoties dominant kruis met heterosigoties. En laastens, as ons 'n homozigoties resessiewe individu kruis met 'n heterosigotiese individu. Kom ons gaan kyk byvoorbeeld, in konyne is die alleel vir swart pels dominant oor die alleel vir wit pels. Die oorerwing van pelskleur word deur 2 allele beheer. Swart pels vir die hoofletter B en wit pels die kleinletter B. Ons eerste ene, homozigoties dominant kruis met homozigoties resessief. Ons gaan begin deur te sê ons B1 fenotipe is swart. Dit is verkieslik om te sê swart haas kruis met wit haas, konyn. Dan met die genotipe, omdat ons weet albei is homozigoties in hulle alleeltoestand, het ons 2 hoofletter B's vir die swart haas en 2 kleinletter B's vir die wit haas. Wanneer meiose dan plaasvind, jy kan dit so met pile aandui, breek jy dit op in die verskillende gamete. En daarna vind bevrugting plaas. So hier het ek 'n pannediagram gebruik om te toon, as die hoofletter B en die kleinletter B saamvoeg, vorm ons daai eienskap. En so gaan dit wees vir al 4 individue. So ons F1 generasie genotipe gaan almal hoofletter kleinletter B wees, en ons fenotipe is dan met ander woorde 100% swart hase, of swart pelskleur. Goed, die tweede tipe is heterosigoties kruis met heterosigoties. Hier gaan ons nou by die P1 fenotipe hê, swart kruis met swart. En by die genotipe gaan ons hoofletter kleinletter en hoofletter kleinletter hê. Vir meiose trek jy weer my pile in, en dan kry jy jou verskillende gamete. Nou hier het ons nou gamete in verskillende volgordes as die ander een. Wanneer bevrugting dan plaasvind, sien ons iets anders. Nou het ons individue wat 'n hoofletter B en 'n hoofletter B is, en hieronder 'n individu wat 'n kleinletter B en 'n kleinletter B is. Ons F1 genotipe is dan 'n individu wat hoofletter B is. Dan het ons 2 hoofletter kleinletters en dan het ons 2 kleinletter B's. Ons fenotipe is dus as volg: 3 swart pelskleur en 1 wit pelskleur. In persentasie 75% swart en 25% wit. Ons derde voorbeeld is dan as ons 'n homozigotiese dominant, so dis nou die swart pels, kruis met een wat heterosigoties is, met ander woorde 2 verskillende allele. Ons P1 fenotipes gaan dan wees swart kruis met swart, en die genotipe gaan wees hoofletter B kruis met hoofletter kleinletter B. Meiose gaan plaasvind, en wanneer bevrugting plaasvind, gaan ons 'n ander toestand in die pannediagram waarneem. As jy jou F1 genotipe neerskryf, het jy 2 individue wat hoofletter B is, en 2 individue wat hoofletter kleinletter B is. Dit kan dan vereenvoudig word na 1-1. Ons fenotipe met ander woorde is 100% swart pelskleur. Dan, ons vierde en laaste tipe is homozigoties resessief, kruis met heterosigoties. So hier het ons nou 'n wit pels wat gaan kruis met swart pels, maar die allele gaan verskil. So ons P1 fenotipe is dan wit kruis met swart. Die genotipe is dan kleinletter B, kruis met hoofletter kleinletter. Meiose gaan dan vir ons die gamete voortbring, en vir bevrugting het ons dan die volgende genotipes. Ons F1 genotipes is dan hoofletter B, kleinletter B, en dan individue met 'n kleinletter B en 'n kleinletter B. Die fenotipe met ander woorde is dan 50% swart en 50% wit. Onthou altyd dat jy die fenotipe eers in getalle uitdruk voordat jy persentasie toe gaan. So in hierdie geval sou dit wees 2 swart hase en 2 wit hase, of vereenvoudig 1:1. Wit en swart. Kom ons probeer 'n aktiwiteit.
Toemendelplante wat homozygoties was vir groen sade, kruis met plante wat homozygoties was vir geel sade, het hy gevind dat al die nakomelinge geel sade gehad het. Teken 'n genetiese diagram om die F1 generasie te toon. So hier wys ek vir jou die B1, agtelende geel lyn of geel sade en agtelende groen lyn. Okay. Jy het 5 minute. Die jou kruising begin uitskryf het, jou formaat, het jy definitief jou P1 sowel as jou F1 aangedui. Daar is jou eerste punt. Dan kyk ons of jy meiose sowel as bevrugting geskryf het vir 'n tweede punt. Jou F1 fenotipe is dan geel sade kruis met groen sade omdat die aktiwiteit gevra het agtelend vir beide kleure. Genotipe het jy hoofletter G en kleinletter G's. En dan wanneer meiose plaasvind, is jou gamete as volg. Hoofletter, onthou asseblief om kommas tussen jou gamete aan te dui. Hoofletter G, kruis met kleinletter G. Die rede hoekom ek sê jy moet onthou om kommas in te sit is, want soms skryf julle die letters te na aan mekaar. En dan wanneer ons nasien, merk ons dit verkeerd. So maak asseblief jou noot aan jou kop, sodat jy daai kommas daarin sit. Dan vind bevrugting plaas, ek het van die lynmetode gebruik gemaak. En dan by F1 genotipe is dit hoofletter G, kleinletter G, vir al 4 individue wat gevorm is. Met ander woorde, jou fenotipe is alle sade is geel of 100% geel sade. Hieronder het ek aangedui P1 en F1, 'n punt, meiose en bevrugting, 'n punt, en dan enige ander 4 punte. Goed. Die volgende aktiwiteit gaan ook oor dominante eienskappe. So die vermoë om jou tong te kan rol is 'n dominante kenmerk. Nou gaan almal eers gou hulle tonge moet rol om te sien wie dit wel kan doen. Verduidelik sonder 'n genetiese diagram waarom 'n kind wat nie 'n roller is nie, aan die ander wyse nie sy tong kan rol nie, moontlik 2 ouers kan hê wat albei hulle tonge kan rol. Gebruik die letters hoofletter R en kleinletter R in jou antwoord. Onthou, die dominante eienskap is om jou tong te kan rol. Met ander woorde, daar is jou dominante eienskap. Okay? Gebruik jy die letters en dan skryf jy uit sonder genetiese kruising hoe dit moontlik is. Ek weet dat hierdie soms moeilik kan wees, so vat jou potlood, skrabbel en skryf, werk dit uit en skryf dan jou paragraaf neer. Ek gee jou 5 minute. Kom ons kyk wat jy gevaar. Belangrik, let asseblief op waar die punte toekenning is, sodat jy hierdie kan onthou wanneer dit kom vir jou eksamentyd. Tongrol, of die vermoë om jou tong te kan rol, is 'n dominante eienskap. En beide ouers was heterozygoties. Dui dan die letters aan om dit te toon. Indien beide ouers die resessiewe geen vir 'n nie-rollende tong het, met ander woorde die kleinletter R, en die kind die resessiewe allele van beide ouers af ontvang, so 'n kleinletter R vanaf ma en 'n kleinletter R vanaf pa. Die pa se resessiewe geen, kleinletter R, en die resessiewe geen van die ma, kleinletter R, sal die geen vir nie-rollende tong veroorsaak. Met ander woorde, kleinletter R, kleinletter R. Kom ons gaan kyk gou na onvolledige en kodominansie. So in beide hierdie gevalle gaan ons kyk na sommer blomkleure. Eerstens rooi en wit, en jy sal sien dat beide die kleure die dominante allele dra. So rooi is albei letters hoofletter en selfde vir wit, 2 hoofletter wees. Die verskil kom agterin by die nakomelinge. Vir die eerste ene, vir onvolledige dominansie, wanneer ons hierdie rooi en wit blomme met mekaar kruis, kry ons 'n intermediêre of 'n nuwe fenotipe wat vorm. So dis nie meer rooi nie, dis nie meer wit nie, dis iets tussenin. En dan sal jou genotipe wees, hoofletter W, kleinletter W. So hy is onvolledig, nie rooi nie, nie wit nie, maar pink. Kodominansie is hulle wil saam getoon word in die fenotipe. Beide kleure gaan uitgedruk word.
So weer eens het jy rooi en wit, wat albei hoofletters is, albei dominante allele, maar wanneer hulle kruis, het jy die voorkoms van 'n blom wat al twee toon, hulle co-dominate, hulle is co-dominant. Genotipe is ook hoofletter R, hoofletter W, maar dit verskil van onvolledige dominansie, sê F1. Beide allele van die gene is ewe dominant en daarom word beide allele uitgedruk in die heterozygotiese toestand vir die fenotipe. By onvolledige dominansie is nie een van die twee allele dominant oor die ander een nie, wat lei na intermediêre fenotipe in die heterozygotiese toestand. As ons dit in 'n kruising gaan sit, sal dit as volg lyk. Vir jou P1 fenotipe vir onvolledige dominansie, het jy rooi kruis met wit. Jou genotipe letters, hoofletter R, kruis met hoofletter W. Meiose vind plaas en vorm dan die volgende gamete. Onthou asseblief om die kommas tussen die gamete te plaas. Gamete is dan hoofletter R en aan die ander kant hoofletter W. Wanneer bevrugting plaasvind in die pannediagram, vir die eerste organisme het ons individu, tweede een R met daai W ook, en dan vir die onderste een het ons daai hoofletter R, hierdie hoofletter W, en dan laastens R en W. Dit beteken dat in ons F1 genotipe is al vier individue se genotipes hoofletter R, hoofletter W. Dit gee ons 'n fenotipe van 100% of almal pink. Nou onvolledig, nie rooi of wit nie, ietsie anders, pink. By kodominansie is die begin van die probleem of die kruising dieselfde. So wanneer 'n bevrugting plaasgevind het ons weer eens hierdie vier individue wat voorkom. Ons F1 genotipe is ook dan al vier hoofletter R, hoofletter W, maar ons fenotipe verskil, want ons het rooi met wit spikkels. Albei hierdie eienskappe wil getoon word of word getoon in die fenotipe. Hulle is kodominant. Ja, huiswerk vir die volgende lesse staan. Polydactyly is 'n kondisie wat lei na ekstra vingers of tone. Dit word veroorsaak deur 'n dominante alleel. Hoe gelukkig is ons almal nie om daai alleel te hê nie. Gelukkig nie. 'n Man wat heterozygoties is vir polydactyly, het 'n vrou wat nie die kondisie het nie. Deur die letters hoofletter R en kleinletter R te gebruik, doen 'n genetiese kruis om die persentasiekans aan te dui dat hulle kinders polydactyly sal hê. Onthou asseblief ooit in 'n eksamenvraestel as daar gevra word persentasie, is dit 'n verpligte punt. Skryf jou fenotipe eers in getalle neer en dan skryf jy die persentasie neer. Ons kyk net so vinnig na wat die diagnostiese verslag vir ons sê wat uitgereik is in die begin van hierdie jaar. Sommige kandidate vind dit moeilik om die fenotipe uit te druk in 'n monohybrid kruising. Met ander woorde, verkeerde woorde word gebruik. Leerders moet byvoorbeeld in daai vraestel 2 van laas jaar skryf dat 'n man met breintande gekruis is met 'n vrou met wit tande en nie breintande kruis met wit tande nie. Maak asseblief seker dit is onnodige punte om daar te verloor. Dan, sommige kandidate skryf hulle eie notasies in die genetiese kruising. Gebruik die letters wat vir jou in die vraag gegee word. Dan, kandidate het die fenotipiese verhouding gegee as 2 vrouens met breintande teenoor 2 mans met breintande, in plaas van in die kleinste verhouding te vereenvoudig. Moenie jou verhouding, sê nou maar 2 teenoor 2, net so los nie. Vereenvoudig hom tot hy op sy eenvoudigste is. Daai was 'n verpligte punt wat baie leerders verloor het. Dan, leerders moet die fenotipiese beskrywing wat in die vraag gebruik word beskryf. En nie terme soos 'n normale man of 'n normale vrou of geaffekteerde man of vrou gebruik nie. As die vraag praat van wit tande of bruin tande, is dit die bewoording wat jy moet gebruik. Goed, 'n voorskadu van die volgende les. Ons gaan kyk na geslagsbepaling, hoe word dit bepaal? Dan gaan ons kyk na geslagsverwante oorerwing van siektes wat op die geslagskromosome gevind word. Ons gaan ook kyk na bloedgroepe, hoe dit werk, en dan die hybride kruisings wat bietjie moeiliker is as monohybride kruisings.